Welkom by die Klipkouers Potgooi, episode nommer 6. Klipkouers, waar ons help om jou besigheidsdrome 'n realiteit te maak. Elke week gesels ons met 'n paar plaaslike en internasionale Afrikaner entrepreneurs en vra hulle dieselfde 10 vrae, ten einde die beste praktiese en beproefde besigheidsraad met jou te deel. Jou gasheer en mede-klipkouer, Jacques Passon. My span sê vir my, ons het baie resensies op iTunes nodig sodat julle die Klipkouer program maklik in die hande kan kry. Kan julle ons asseblief uithelp en inteken op iTunes en vir ons 'n resensie los? Ons sal dit kwai waardeer. Dankie. Die Klipkouer met wie ons vandag gesels is Hendrik van Vuren, mede-stigter van die Kosto. Hulle is eiendomsontwikkelaars en is hoofsaaklik gefokus op die Suid-Afrikaanse mark waar hulle hotelle ontwikkel en bestuur en ook huidigelik besig is om 500 nuwe huise te bou. Hendrik en sy familie is die afgelope 5 jaar gebaseer in Houston, Texas, waar hy besig is om hulle besigheid daar te groei en hoofsaaklik gefokus op residensiële eiendomsontwikkeling. Wat vir my baie uitgestaan het by die onderhoud met Hendrik, was sy eerlikheid oor sy swakpunte en hoe hy dinge sien en doen. Baie verfrissend en ook baie insiggewend om te sien hoe die man dinge aanpak. Ek dink veral wat uitgestaan het is sy ondervinding met hoe die manne te werk gaan in Suid-Afrika in die industrie en dan ook hoe dit vergelyk met hoe die ouens te werk gaan in Texas. Op die einde praat hy ook van hoe bourekenaars hulle self kan beter voorberei vars uit universiteit uit vir die werksplek en selfs ook ek dink 'n nota vir party universiteit hoe hulle die manne die bourekenaars beter kan voorberei vir die werksplek. Ons sien baie uit om meer oor die Klipkouer en sy manier van dink en doen te hoor. Hendrik, welkom. Dankie, Jacques. Vertel ons 'n bietjie meer oor jouself. Waar in die wêreld bly jy? Getroud, kinders, waar het jy groot geword? 'n Bietjie meer agtergrond oor jou werk, jou loopbaan en so aan. Bly op die oomblik in Houston, Texas, vir al so 2,5 jaar. Is getroud, Maritjie, en het 3 pragtige kids, seentjie 3 jaar oud, dogtertjie 7 en 'n dogtertjie 9. Ek's maar in die ontwikkelingsbedryf groot geword en toe nou maar in die ontwikkelingsbedryf aangegaan en so meestal residensieel. Toe nog so 80% van my werk in Suid-Afrika en ons as maatskappy begin nou hierdie jaar begin om goed te doen in Amerika en ons hoop dit gaan groei in Amerika. Hendrik, wat is die rede dat jy hierdie tipe besigheid industrie aangepak het? Man, ek dink die kort antwoord is ek weet nie. Ek was maar blootgestel daaraan met my pa, ek saam hom groot geword in die boubedryf en eintlik op daai stadium sê dis glad nie iets wat ek wil doen nie. En nou amper by default in dit beland en dit al hoe meer geniet en dit het nou maar gegroei in 'n loopbaan in. En nou is ek nie spyt nie, ek moet dit sê, alles wat ek nou om my sien en goed, ek absoluut geniet elke dag. Daar's vir my niks so lekker as om daar buite te wees en te werk nie. Wat het jou aanvanklik afgesit? Hoekom jy sê jy wou oorspronklik, was dit nie iets wat jy van gehou het nie? Wat was dit wat nie aantreklik was nie? Man, my pa het rondgeswerf baie tussen maatskappye, nie net tussen dorpe en goed nie. En nie regtig 'n sukses gemaak, ek dink bietjie in terme van finansiëel nie. So oud gesien hoe werk hy en doen hy alles, maar die finansies het nie dit gekomplementeer nie. Jy het nou maar dit gesien as die oorsaak van sy werk. Jy kan elke werk suksesvol doen, jy kan elke werk swak doen en dit sê hulle nie altyd vir jou as jy nou besig is om groot te word nie. Jy weet, jy blameer nou maar net die omstandighede partykeer as kind, ek weet nie. So ek moes daai ding verbykom. Ek moes verby dit kom dat luister, weet, hierdie ding hier is sukses in hierdie ding en jy kan actually, weet jy kan trots wees op daai dat weet ek het dit soos nou, ek geniet my werk baie en dis my baie lekker. Ek wil niks anders doen nie. Was 'n baie goeie voorbeeld van hoe belangrik dit is om nie, ek dink vooropgestelde idees oor enige tipe besigheid of beroep te hê en daarop sig, nee, wat jy kon so maklik net weggestap het met hierdie leuen in jou kop van konstruksie of wat ook al, daar's net nie geld in dit nie. So jy het alle krediete aan jou dat jy selfs weer teruggegaan het om 'n bietjie nader daarna gekyk het en natuurlik 'n sukses daarvan maak op die oomblik. Hoe gaan julle te werk om nuwe kliënte te werf? So jy het nou gepraat van
die gros van die besigheid is in Suid-Afrika. Julle is nou besig om, veral nou in Texas, is die dinge besig om op te tel. So hoe gaan julle te werk om die besigheid te groei in Texas byvoorbeeld? In Texas maak ek nou maar baie kennisse met ouens wat soortgelyke besigheid doen en ontwikkelings doen as wat ek doen op die oomblik. Dis bietjie teenstrydig met 'n ou se kultuur as jy uit Suid-Afrika uitkom waar die ouens jou sien as kompetisie en jou amper uit die mark uit wil hou, so jy sal nou nie noodwendig altyd by die tipe ouens gaan aanklop. Jy weet, soos dit wat ek nou sê, klink nie uit 'n Suid-Afrikaanse kultuur korrek nie, maar weet die Amerikaners, daar's so groot mark en daar's so wye situasie dat baie van hulle sien jou nie as kompetisie nie, hulle sien jou as, weet jy, kom nou na sy industrie toe en hy verwelkom jou en weet hulle wil saamwerk en sal jou help. So op die oomblik doen ek dit baie. Ek praat baie met lokale ouens wat suksesvol is en hulle help baie, doen baie moeite en goeders om weet soos foute wat ek nou potensieel sal maak in hulle opinie. Hulle doen baie moeite om vir my al die inligting te gee, die hoekoms en die waaroms en uit hulle ondervinding uit te help met wat ons moet doen. Is dit direkte kompetisie of werk jy met die supply chain? Ek bedoel, sal jy nou met die ouens wat die argumentsodal weet kon sê kombuiste insit of die hout verskaf? Ek het nou na 'n ou toe gaan wat ontwikkelings doen, wat grond kan koop en sy sukses is dat hy koop rougrond, ontwikkel dit en tot op die einde waar hy nou jou, soos ons sê, turnkey project sal doen van alles. Hy het 'n supply chain, hy help my met sy supply chain om vir my voorbeelde en of te adviseer. Jy weet, dit is nie die supply chain, ek gaan na my kompetisie toe en dan gaan ek ook na baie, iets wat daar by die mark, en hoewel jy nou dink dis 'n baie groot plek, maar die besigheidswêreld daar is baie klein. Weet jou netwerke en jou goeders, alle industrieë en die goeders weet van mekaar, verstaan mekaar. Weet, nee, ek gaan na die ou toe wat my kompetisie is. Die ou wat dieselfde office blocks 6 mile down the road gaan bou en ons gaan saam in die mark wees en teen mekaar verkoop. Hulle sê, jy weet, die ouens se attitude is die mark is net so groot, jy weet, en as jy office condos as 'n produk help bou, dan bou jy syne ook, weet jy, create meer daai need van almal wil office condos hê. En daar's so baie mense dat as almal kan verstaan hulle met office condos skryf vir hulle kleiner besighede, dan help jy hom en ek, want ons almal kan nie die mark adresseer op die oomblik nie. Wat is die grootste besigheidsfout wat jy tot dusver gemaak het? En die grootste ding myself, jy weet, ek dink die grootste fout wat ek gemaak het en partykeer seker nog maak is om bang te wees. Jy weet, bang te wees om te praat en bang te wees om te vra en bang te wees om te sê. En dit het nou maar gevolge gehad, baie kopsere. En dan diversifisering, weet, ek dink die ding waar ek die meeste geld verloor het oor die hele spektrum was waar ek ander goed wou doen as binne in die lyn wat ek ken. Wat ek sê is, as jy in die ontwikkelingsbedryf is of wat ook al, dan bly in dit, weet, by geboue en die goed wat jy ken. Ek het byvoorbeeld 'n hondekosfabriek op 'n stadium gekoop en net alles verloor, jy weet, in 'n kort tydjie. Ek het ouens probeer help met konsultasiemaatskappye in kommersiële situasies en dan, maar so al daai goeders, my fokus was nie meer waar dit moet wees nie. En dan sit jy geweldig, so jy werk vir klomp geld, dan sit jy dan hierdie goed in wat jy niks van weet nie. En dan, weet jy verloor en jy dit wat jy gemaak het voor die dag gekom het, verloor jy ook. So, bly in jou, jy nou praat van 'n gesegde, shoemaker, jy weet, bly waar jy is. Daai is baie belangrik in my lewe nou veral. As ek doen niks, is dit nie direk 'n verhouding het met dit wat ek baie van weet nie. Wat is jou grootste swakheid? My swakheid is dat ek het altyd in 'n vergadering of in 'n onderhandeling of in 'n as ek myself met 'n vreemde mense blootstel het, ek probeer dit sê wat ek dink wat hulle wil hoor om 'n sekere outcome te bereik, jy weet. In plaas van om net dit wat dit is daar te sit, jy weet. So 'n ou sal partykeer die waarheid heeltemal verdraai net sodat jy daar kan inkom, jy weet, en kan begin die ding doen en te kere gaan. En ook nie vir hulle alles so harsh, jy weet, jy gaan nie ek wil nou sê call a spade, jy sal hom nou jy sal hom nou die apparate noem wat die grond verskuif van die grond tot daar. Jy sal hom nou nie sê hy's 'n graaf wat is simpel, weet, verstaan jy? Jy sal ding mooi laat klink soos hy is. En dit is nog steeds baie keer, dit moet ek myself forceer om net te sê, luister, want baie keer in onderhandelinge of in besigheidsinitiële verhouding bou,
kan jy as ek byvoorbeeld kan sekere goed nie doen nie, dan moet ek vir jou kan sê, luister maar kan nie, maar jy weet jy wil so graag daai relationship hê, want dis hoe jy hom tog die ding gaan benader het. In die begin het ek nie altyd gesê wat kan ek nie doen nie. Ek het nou maar net gedink ek sal dit uitfigure, jy weet, of dit bereik of waar as jy baie keer net vir die ouens heeltemal sê wie is dit met wie hulle deel en hulle weet dit, dan goed wat jou dae en weke en goed gaan vat om te bereik en dan bereik jy dit net 80%. Hulle weet dit gedoen, hulle is daar, dan help hulle jou, jy weet. Vir die eerste, as ek in 'n ding instap, as ek nie is met goed, dan sê ek presies wat kan ek doen, wat kan ek nie doen nie, wat verstaan ek nie, en dit wat dit is wat dit is, en as die verhouding daar nie moet voortgaan nie, dan moet hy nie, en as hy doen, dan sy ou totaal gerieflik met dit, en ek weet, in die begin het ek dit baie min gedoen, jy weet, en dit is dom, is verskriklik dom om dit te doen. Wat is jou gewoonte wat jy wens jy het? Dis seker 'n goeie en 'n slegte ding, maar om bietjie minder my temperament, en dit was nie altyd so nie, maar ek sukkel geweldig om met my temperament gematig te bly in omstandighede. Ek vat die goed redelik persoonlik en ek is baie naby die goed wat ek doen. Vir een of ander rede emosioneel amper, weet, en dan ek kan weet een van die goed ek nou hier gereeld vir my ouers met verskoning vra, is ek kan redelik baie kwaad word en ek dink wil daai beter kan beheer. Ek dink dis my onmiddellike probleem nou baie vir my. My span sê vir my, ons het baie resensies op iTunes nodig sodat julle die Klipkouer program maklik in die hande kan kry. Kan julle ons asseblief uithelp en inteken op iTunes en vir ons 'n resensie los? Ons sal dit kwai waardeer. Dankie. Watter sagte ware of applikasie kan jy nie sonder klaarkom? Sou dit nou wees vir jou persoonlike gebruik en ook vir die besigheid? Aan Excel, weet dit is nou 'n baie eenvoudige ding, maar omdat hy eenvoudig is, kan ek hom werk en dan ek kan glad nie op dit werk nie, maar Pastel, ek het nou ook gelukkig my een vernoot is ons totale foendie op dit, maar ek meen as Pastel af is, dan is alles af. Ons kan nie dink nie, ons kan nie vergadering hou nie, ons alles begin pla. Ons uit al ons geld, ons costings, ons weet alles wat ek soek altyd en ook die dophou, jy weet dit wat is ons binne in Koifals, ons bou 500 units nou op 'n slag, jy weet dan as een uitgaan moet ek dit kan weet en ek het 'n vernoot en 'n sekretarisetjie, hulle is briljant en gee vir my daai inligting onmiddellik as iets daar gebeur verkeerd. Hoe gebruik julle so Pastel finansiële bestuur en dan Excel, hoe gebruik jy Excel? Ek het maar so oor die tyd het ek vir my sulke spreadsheets en programme gebou vir die kontantvloeie te doen en dan ook al die costings op weet hang wat 'n produk ons nou bou, as ek nou die ding opmeet en als dan weet ek dit op en ek voer dit in en ek verstaan, ek het self die Pastel nou maar met formulietjies en eenvoudig aan mekaar gesit, maar omdat ek weet hoe hy werk, kan ek hom verander en met hy sê vir my wat ek wil hoor. Ek het 'n klomp bouprogramme en ek het baie van my QA's mee, soos ek byvoorbeeld het nie baie agting vir QA's op die oomblik nie, want hulle gebruik al hierdie programme en met dit wat die realiteit is en dit wat hulle programme sê is baie uitmekaar uit. En dit kon ek nou reg kry met Excel wat dit nou vir my reg gemaak het. Ek kan dit nou verstaan en ek kan dit kontroleer. Ek sien in die quantity surveyors, is dit 'n probleem wat jy in Suid-Afrika en in Texas vind of is nou interessant jy sê die manne se konklusies is is nie. Hulle werk vir die bank. Hulle het geen intensie om akkuraatheid en of weet wat ook al vir die ontwikkelaar en of die ou op terrein te doen nie. Hulle is uit en uit 'n ou wat 'n professionele aanspreeklikheidsertifikaat iets het wat 'n handtekening vir die bank gee en dis al wat hulle doen. Is daar 'n boek wat jy sou aanbeveel se moet lees? Want ek is 'n ou wat amper glad nie lees nie. Ek dink al wat ou moet lees is seker maar die Bybel, né? Dis altyd 'n baie belangrike wegspringplek verseker. Ek het nie, daar's niks boeke nie. Ek het nie baie nie. Ek het seker so eerlik wees so 10 van hierdie boeke gelees, weet die ouens wat daai tyd nou geskryf het oor die huise koop en verhuur en al hierdie tipe van hoe moet jy nou met geld en hoe moet jy hierdie en hoe moet jy daardie en ek kan eerlikwaar vir jou sê almal van hulle het vir 'n rukkie gehelp en uit almal uit het ek hier en daar goedjies geleer. Ek meen ek's nou 40 jaar oud, né, en ek het nog glad nie die Bybel deurgelees nie. En ek sukkel verskriklik om hom te lees, maar wanneer ek hom nou begin lees het, leer ek nou meer goed as wat ek nog ooit geleer het. Die punt is daar was die boeke wat jy in die begin, die besigheidsboeke het hulle doel gedien, so jy sê daar was daai nuggets wat jy kon uithaal.
Is daar enige boek wat spesifiek uitspring as jy terugdink wat in daai beginstadiums van jou entrepreneuriese avontuur? Daar's 'n ou en ek kan nou ek het die boek soos 11 jaar laas gelees. Hy het in Suid-Afrika verskriklik uitgekom. Almal het hom gelees. Die Chinese ou wat van die huise en die goeders en hoe jy nou woonstelling goed moet koop en Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki. Yes, daar's hy. Nou daai boek het baie ek dink dat die meeste vir my aan die gang gesit van enige boek. Dit staan baie goeie boek. Dit vir my ook ek het nou nooit in ontwikkeling ingegaan of eiendom nie, maar dit het definitief ook 'n groot impak op ek sal sê my manier van dink amper in die besigheid in die beginstadiums gehad. So ek stem saam met jou, baie goeie boek. Ek dink hulle het baie verkeerd gedoen het. Hulle wou net in die industrie ingaan in plaas van om die beginsels van die ou te lees. Baie belangrike punt wat jy daar maak. Is weer eens daai shortcuts. Ja, manne wil nou is get rich quick tipe van. Ons wil nie die werk in sit nie, wil nie die tyd nie, wil nie die lesse leer nie, wil net hier's nou 'n shortcut, ek het die boek gelees, nou kan ek miljoene gaan maak om 'n paar woonstalle te bou. In plaas van om te sien wat so besigheidsbeginsels hy daar vir hulle neergeskryf het. Ek wil weer aansluit met wat jy gesê het toe ek jy weet die nuwe kliënte, hoe jy nuwe kliënte werf en dit bly by my die feit dat jy na jou hoe belangrik dit is en dit is iets wat mense nie op die oog af sal besef of dink dat gaan na jou mededingers en gesels met hulle en dalk gaan jy daar soos jy sê 5 voorstelle of hulle gaan vir jou sê wat om te doen om nie te doen nie en natuurlik die praktiese raad wat daai volg jy sal dit in geen besigheidsboek of enige boek for that matter kry of as jy nou wil praat van shortcuts of wat om nie te doen nie so dis vir my baie belangrike ding wat jy daar aangeraak het om begin in jou industrie, begin by jou mededinger en gaan kyk of jy 'n koppie koffie kan drink. Ja, en daai dieselfde probleme, hy vat dieselfde fight as jy in dieselfde mark as jy. Ek moes baie vrede met dit maak. En weet iets wat my uitgang, dit wat ek wil doen altyd is, ek wil graag die behoefte aanspreek, weet, want as jy kan die behoefte van die mense bepaal, is die price tag op die ou ende en alle ander goeders nie die ding wat weet ons het altyd gefokus ons met die prys, ons met dit, ons met dat, maar as jy die behoefte aanspreek dan vat dit klein bietjie langer, maar as hy dan vat, dan gaan hy, dan loop hy op sy eie. Die grootste challenge is dit nie, is om daai behoefte te identifiseer. En dis hoekom ek voel altyd weet vir my, ek sê altyd om 'n kwaliteit lead of besigheidsgeleentheid of daai afspraak te reël is vir my die moeilikste ding in besigheid. Is om daar voor 'n ou te kan kom of om te weet wat die behoefte is ten einde voor 'n ou te kan kom om dan vir hom iets aan te bied of op 'n punt te kom wat jy presies weet waar is die pyn en okay, nou kan ek het 'n pilletjie vir hom om dit te kan uitsorteer en dan hardloop hy. Weet ons is nou weer met 'n ding. Die myne het hierdie en hulle grootste haakplek is price point en ek verstaan dit, maar daar's ander goed rondom dit wat dit moeiliker maak, weet. So ja, ons is nou in die middel van dit met die myne en dis dinge in Suid-Afrika wat 'n probleem is vir hulle. Want hulle wil 'n gemeenskap optel en hulle wil vir jou iets gee sodat die ou waarde het, weet iets om te verloor wat dan nou vir hom gaan motiveer om sy situasie op te tel wat dan hopelik nou 'n wiel aan die rol sit, jy weet, en nou hoe hulle begin met jou praat, goedkoopste, swakste boksie, jy weet, uitgangspunte. Nou dis die behoefte nie mense. So die behoefte jy moet die ou iets gee waarvan hy hou, hy moet trots wees en as hy daai ding in sy hart kry dan gaan hy self homself verbeter. Ja. Jy hom afskeep iets gee en hy's nou maar net weer die ou wat daar nou maar dit of dat dan begin jy nie daai amper weet energie binne in daai menslike omstandigheid wat homself begin dryf nie. Jy begin nie daai energie nie, jy eintlik druk dit net dood. En jy gaan 'n prys betaal daarvoor. Dit gaan baie duurder kos met daai volgende staking as wat jy meer aan hy spandeer het. En of jou omset van jou arbeid, jy weet as die ander ding wat gebeur is jou ouens gaan dood, hulle raak weg en elke keer moet jy hom oor oplei, jy moet hom oor deur safety sit. Jy weet, hy maak weer 16 foute op baie duur equipment voor hy daar kom. So hy maak jou baie meer skade as hierdie gesprek wat jy nou met my voer, oomie. So wel, daar's soos ons weet, goedkoop is duurkoop. Dit is nou maar een keer baie waar. Ja, en dis lekker. My vernoot ook, ons het ook deesdae baie meer op dit en ook omdat ons nou 'n bietjie staan, ons kan nie aftree en is totaal daar waar ons op passief kan ons lewensstandaard handhaaf nie, maar
ons is ook nie meer desperaat nie. So ons wil nie meer goed neersit en dinge vir mense doen waarop ons nie trots is nie, weet, en lekker voel oor nie. Weet, dis nie meer net kan ons 'n deal maak nie. Dis wil ons hierdie ding regtig betrokke by wees. En dis 'n baie lekkerder uitgangspunt as die ander een. En dis 'n baie belangrike punt wat jy weer eens daar maak en as mens ook op daai punt kom. Ek voel ek selfs vir my in die skoonmaak besigheid waar in die begin jare jy vat enige kontrak. Ek het al vele male oor die jare wat ek heilerig daar in Londen staan en dan dink ek, wat doen ek hierso? Hoekom het ek vir hierdie werk teen hierdie prys ooreengekom? Maar wanneer jy op 'n punt kom, soos jy sê, wat jy nie meer desperaat is nie en dit is vir jou belangrik met wie jy werk en hoe jy werk, dis asof daar dan ook meer besigheid daarmee saamkom. Dink ek aan hoërskool liefdes, jy weet, dis die girl wat as jy te desperaat is, dan stel sy nie belang nie, jy weet, maar as jy jy weet, too cool for school, ou maat, dan is 'n ander ballgame en laat my baie daaraan dink. So baie belangrike punt. Wie is die persoon wat vir jou 'n rolmodel of inspirasie is en hoekom? Daar was so 'n paar in my lewe en hulle het nou gekom en gaan en op die ou nou maar agtergekom, hulle is almal net mense. Maar ek dink die ou wat ek nou nog die meeste ophemel en as ek dink en besluite wil neem, is maar my oupa, maar jy weet, hy's nou al so 10 jaar oorlede en hy was 'n boilermaker gewees. Maar ek dink 'n klomp van die goed wat nou vandag vir my, wat ek dink, jessie, dit nou baie sin gemaak, is my oupa. Het jy baie tyd saam met hom spandeer oor die jare? Dit's groot geword, ja. So hy het baie van my, hy het nou baie van die vaderfiguur oorgeneem in ons omstandighede. En wat op die ouende van die dag 'n hengse voorreg was. Ek is baie lief vir die ou kerel, baie lief vir hom. En hy het baie kwaliteite gehad en baie goeie ou gewees. En hy was nie skaam om te sê, weet om beginsels te sê nie en omdat hy nou nie ryk was nie en daai goed, het hy nie altyd 'n gehoor gehad nie. Maar ten spyte van dit het hy dit gesê wat saak maak en die wat gehoor het kon dit vang en die wat nie gehoor het nie het dit gemis. Nou kyk, die waarheid is die waarheid, nê, en die pryse wat mens moet betaal om daai waarhede te kan leer, is weer eens, ons praat nou van shortcuts, jy weet, ek praat altyd van 'n shortcut in die goeie sin van die woord, in die sin van weet wat om nie te doen nie, is vir my 'n shortcut. Ja. En dis sulke goeters waar jy met sulke mense, sulke ouers, oupas, oumas, wat ook al, wat dink die 21ste eeu ons neig om kredietwaardigheid aan 'n persoon te gee afhangende van sy kar en sy status en die grootte van sy besigheid versus wat is die dierlesse wat hierdie persoon geleer het en wat net so belangrik is en dis die belangrikste, daai lesse wat hulle ten duurste geleer het. Dit het niks met 'n bankbalans te doen op einde van die dag nie. So, wat jou gunsteling aanhaling? Ja, ek dink daai kolle spyt is seker die ding wat ek die meeste nou deesdae sê, veral omdat ek dit meer probeer doen. En my favourite song, weet, en dit bring ek baie op en baie goeters is Kenny Rogers se Gambler. Weet, en ek weet nie of jy die song ken nie, maar hy sê jy kan enige kaarte kry, weet en hy praat nou maar van omstandighede in die lewe en dis jou besluit wat jy met daai kaarte gaan doen. Weet jy is altyd in beheer en jy kan altyd met enige ding 'n decision maak. Weet die decision lê by jou. Wat doen jy met die kaarte wat vir jou gedeel word in die lewe? Baie goeie punt wat jy daar maak en dit is daai, ek sou sê, is ook een van die dierlesse wat ek in my lewe geleer het en is tot die dag wat jy nie verantwoordelikheid neem vir jou aksies nie, in jou huwelik, jou vriende, jou besigheid veral, tot daai dag sal jy sal nooit suksesvol wees nie, en ek dink dis presies dit, het niks te doen met jou agtergrond nie, wie jou geboelie het op die speelgrond, en dit niks nie, jy moet verantwoordelikheid neem, en dis in jou hande wat jy daarmee gaan maak op einde van die dag. Met alles wat jy nou weet, as jy môre kon oorbegin, wat se tipe besigheid sou dit wees? So presies doen wat ek nou doen, maar ek sou gesorg het ek argitek wees of 'n ingenieur se veel spesifiek plat het. Ek geniet dit wat ek doen in die industrie. Ek geniet dit verskriklik baie. Ek wil niks anders doen as wat ek doen nie. Ek wil dit net. Ek sou daai twee ouens se graad net wou gehad het. Hoekom? Baie van die kennis wat van toepassing is op die goed wat ek besluit op moet neem, is in daai twee se situasie en ek dink iets wat hulle verkeerd doen met daai ouens as hulle oplei is, hulle forceer hulle nie om vir hulle self 1 of 2 kontrakte te gaan doen as siviele kontrakteur of as 'n bouer nie, weet hulle forceer dit nie. En die ouens wat ek daai twee nou ek het 'n argitek wat ek 14 jaar nou mee saamwerk en die enigste rede hoekom hy so ongelooflik goed is hy bou ook huise op sy eie en vir homself en verkoop dit, weet, en hy
So hy's in ons game en hy weet wat is ons probleem. En dan werk ek met 'n ingenieur wat ek nou lank mee saamwerk, wat billik is, maar hy het nog nooit iets vir homself gedoen nie. En meeste van hulle is so, jy weet, hulle het nog altyd ingenieurs gewees of ingenieur gehad of weet hy nou maar deur die ranks kom, maar omdat hy nog nooit self sy eie siviele kontrak gedoen het vir 'n kliënt nie. Hulle die taal wat ons met mekaar praat is net nie dieselfde nie. Dit is die een nou, ek ken hom nou, die ingenieur en ek werk saam al seker 11 jaar en nou nog sê ek vir hom, ek sê Ben, jy verstaan nie, soos of ek Duits praat en jy praat een of 'n ander taal en ons verstaan mekaar net nie. Baie interessant, so dit is jy weet, hierdie is 'n geleentheid en ek hoop die woord kom uit daar buite vir universiteite of die ouens wat hierdie manne oplei, nê. Groot geleentheid, maar weer eens, jy weet, om net 'n bietjie die hande vuil te maak. Ek dink weer eens is klassiek, nê, wat om die soort besigheid te leer versus self fisies iets te gaan aanpak en daai eerste rand self te verdien. Die lesse wat jy dan daar leer is baie meer werd wat jy in 'n boek Ja, maar ek dink nie, hulle doen, kyk die ingenieurtjies moet nou prakties gaan bietjie onder 'n ou werk. Ek praat van, daai ou moet 'n kontrak kry, jy moet deel van jou laaste jaar se verantwoordelikheid is voor jy jou finale graad eksamen skryf. Hulle moet sê, jy moet 'n kontrak daar buite in die mark gaan kry by iemand vir ten minste R40,000 se kontrak byvoorbeeld of in Amerika bedrag. Jy moet daai kontrak gaan doen, suksesvol afhandel, jy moet al die geld rekord van jy moet ons kom wys hoe jy jou aankope gedoen, jou alles. En dan moet jy met dit klaarmaak en terugkom. Want baie van ons gaan werk, so hy lees nou die dampie level en hy kyk hoe lê hulle die pype en hy lê 'n pyp op wat self maar daai is 'n baie klein deel van die hele ding en van hoe besluite geneem word en hoe sy ontwerpe en hoe sy aanwending van sekere van sy goederes in die toekoms gaan wees. Dit is 'n baie klein deel van wat daaraan. Baie interessant, baie interessant. Ek hoop dit val nie op dowe ore nie. Ek hoop die boodskap kom uit. Sê vir my, hoe kan die klipkouers met jou kontak maak? E-mails maar die beste, h7endrik@gmail.com. Antwoord nie altyd die telefoon nie, omdat ek dan hier in Suid-Afrika en dan Amerika is dit, weet, dit is nie die beste metode nie. E-mails kry ek oral en ek is redelik elke dag daar. Hendrik, verskriklik dankie vir jou tyd. Ja, ek hoop om gou weer met jou in die nabye toekoms te gesels. Dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming van die onderhoud en programnotas, gaan asseblief na ons webwerf toe, www.klipkouers.com, en terwyl jy daar is, teken asseblief in, dan kan ons jou elke week op hoogte hou.